Baie welkom by ons uitsending. Dit is vandag die 8ste van die maand Tisri, die jaar 5786 op die Hebreëse kalender, die 30ste September 2025. Ja, nog 'n maand is verby en ons staan nader na Kersfees toe en die einde van nog 'n jaar. Die tyd loop, maar die prediker sê mos vir ons, daar is 'n tyd vir alles. En wat tyd aanbetref, God is in beheer. So kom ons loof en ons prys die Here net daarvoor. Ek is Joseph François Oberholzer van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika en ons is gevestig in Viliersdorp in die Wes-Kaap. Vandag wil ek wy aan 'n persoonlike getuienis. Terwyl ek oor hierdie opname sit en dink het die Heilige Gees dit op my hart gelê om weer 'n persoonlike getuienis te lewer. My getuienis moet deur gesinne gehoor word. Ja, dit moet deur pappas gehoor word. Dit moet deur mammas gehoor word, groot en klein, want die Here het my op 'n besonderse pad gesit nadat hy my uit die Satan se gemors kom red het. En ek wil dit weer met u deel. Ek het al, maar dit was hier in die begin, toe ons begin uitsaai het op Joy Radio, so dit is 'n paar jaar terug. Ek nooi u om daarna te luister. Miskien, net miskien, maar ek weet dit, is daar 'n boodskap vir jou en jou gesin in hierdie persoonlike getuienis en hoe die Here met my begin werk het. Kom luister asseblief hierna, ek vra u mooi. Ek het matriek geskryf in die jaar 1994. So na matriek is ek universiteit toe, die Universiteit van die Vrystaat, en ek het teologie gaan studeer, want ek het geglo, dit is die rigting waarin die Here my stuur. 6 maande lank. En ek het op my godsdienstbed gelê by die universiteit en ek het besef, maar dit is nie wat ek moet doen nie, en ek is weer na die universiteit se slim mense toe en gesels met hulle en daarop het uitgekom na verdere toetse dat ek moet gaan onderwys studeer, en dit het ek ook toe gedoen. In 1988 het ek graad gevang as onderwyser en daarna het ek 2 jaar 'n militêre diensplig gaan doen. Ons was nog opgeroep vir militêre diensplig vir 2 jaar lank, en na my diensplig het ek my eerste onderwyspos gekry in Viljoenskroon in die Vrystaat, wat ek by 4 jaar was, en daarna het ek bedank uit die onderwys by 'n maatskappy gewerk. In 2005 het ek weer 'n onderwyspos gekry by 'n skool in Prieska, plattelandse dorpie in die Noord-Kaap, en dit was in 2005 en 2006 is ek oor Kimberley toe na Hoërskool Adamantia toe, ook daar waar ek my vrou ontmoet het, met wie ek baie gelukkig getroud is vandag, en uit ons huwelik is gebore Luan, wat nou graad 11 is, en Carmi, wat graad 12 is. Ek het ook 'n ouer seun uit 'n vorige huwelik, Tian is gelukkig getroud met Natasha, en hulle bly daar in daardie groot plek wat 'n mens Johannesburg noem. Ek is nie baie lief vir daardie omgewing nie, maar nou ja, hulle is gelukkig daar en ek gun dit vir hulle, prys die Here. Die Here het met my begin praat na my bekering in 2012, het ek my lewe vir die Here gegee. En hy het met my begin praat in drome. Maar voor ons daarby uitkom, kom ek vertel vir u hoe my lewe gelyk het, voordat ek my hart vir Jesus gegee het, voordat ek Jesus aangeneem het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek het 'n lewe gelei wat 'n riller was. Dit was besaai met baie lelike dinge. Ek het op 'n stadium in Rustenburg gebly en in Pretoria gebly, en die pad wat ek gestap het, was die pad op reguit hel toe. 'n pad gevul
met prostitusie. 'n pad gevul met sonde. 'n pad gevul deur rond te slaap. Ek het absoluut 'n vrou gebruik as 'n instrument om my eie persoonlike luste te bevredig. Want ek was intussen geskei van my eerste vrou af, soos ek genoem het, waaruit Tian gebore is. So ek het geglo dat ek het die reg om vrouens seer te maak, want ek het seer gekry met hierdie egskeiding vir my. En terwyl ek later, 'n paar jaar daarna, weer hieroor sit en dink het, nadat ek my lewe vir die Here gegee het, het ek besef, dit is nie die vrou se skuld dat ek seer gekry het, dit was my eie. Dit was as gevolg van die lewe wat ek gelei het, dat ek deur 'n egskeiding gegaan het. Ons is latere jare, is ek en Tia weer getroud, en dit het weer uitgeloop op 'n egskeiding. Hoor hier, toe is ek met 'n vroutjie getroud in Pretoria. Wat was die uiteinde van die huwelik? 'n Egskeiding. Hoekom? Want ek het my pad gevolg, die pad gevolg van sonde, prostitusie. My beste vriende in Pretoria was 'n motorfiets, kom ek noem hulle 'n bende, ek weet nie wat om hulle te noem nie, die Max, en hulle het verskriklike goed gedoen, en ek was deel daarvan gewees. My vriende het 'n hoerhuis besit, 'n gesellinklap, om dit dan nou maar 'n bietjie sagter te stel. En ek was kliënt van die jaar vir 2 jaar in 'n ry by Ambassadors in Pretoria. Dit was die gesellinklap se naam. Daar was nie 'n klap in Pretoria wat nie my gesig en nie my naam geken het nie. Prostituie was my vriendinne gewees. Ek het hulle gehelp om hulle rond te ry. Ek het selfs op 'n dag iemand gevat na 'n garage toe om te gaan dwelms koop. Een ding kan ek sê, en dit is die waarheid. In al hierdie sonde lewe van my, het ek nooit ooit enige dwelms gebruik nie. Maar drank was die papa van my lewe gewees. My huidige vrou met wie ek vir wie ek baie lief is, Agatha. Ons het mekaar ontmoet, soos ek genoem het, in Kimberley. Ons het geskei van Kimberley af, Daniel skuil toe, waar ons saam 2 onderwysposte gekry het. Dit was hier rondom 2007 gewees. Ek en sy was toe nog nie getroud nie. Luan is gebore, en nadat ek my lewe vir die Here gegee het in 2012, het ons Luan laat doop, en toe is Carmi dan ook gebore in latere jare. Sy is nou 9 jaar oud en in graad 3. Papa se hartse punt is sy kinders, Tian en Natasha en Luan en Carmi. En my hartse punt vandag is my vrou, want ons is in 'n huwelik gebind aan Christus, en ons is in 'n hemelse huwelik, en ek is baie dankbaar daarvoor. Dit was die pad wat ek gestap het, 'n pad van prostitusie. Ek het ander se lewens het nie vir my saak gemaak nie. Dit was ek, die eie ek en ek self. Dit was wat belangrik was, en as ek mense daardeur kon seermaak om te bereik wat ek wil bereik, dan het ek dit gedoen. In 2011, ek is baie lief vir sport, ek is lief vir cricket, ek is lief vir rugby, ek het cricket afgerig, ek het rugby afgerig. As mense vir my gevra het, watse vakke gee jy in die skool, het ek vir hulle gesê, cricket en rugby, die res is 'n bysaak. Dit was regtig so gewees, ek het nie baie tyd spandeer aan die akademiese sy van die onderwyssaak nie. Gelukkig die kinders vir wie ek klas gegee het gelukkig in matriek daarom almal deurgekom. Ek is baie dankbaar daaroor, maar ek het nie veel moeite gedoen met die klasgee gedeelte van die onderwys nie. My skoolhoof, ek gaan tog sy naam noem, ek glo nie hy sal omgee nie,
In Danielskuil was Dani Slabbert. Hy is vandag by Kero in Katoo, daar in die Noord-Kaap. 'n man wat lief is vir sy sport. 'n rugbymens, minder mate cricket, en hy was ook baie lief vir atletiek. Deur hom het ek betrokke geraak met provinsiale rugby en provinsiale cricket. Ek het die voorreg gehad om betrokke te wees as keerder met die kies van die Noord-Kaapse Griquas spanne en ek het dit baie geniet. Ek het ook die onder 18 Griquas span, ek was bestuurder by hulle en ek was ook bestuurder by die onder 17 cricketspan van die Noord-Kaap van Griquas. Ek was ook betrokke by die nasionale Protea cricketspan, die plattelandspan hier in Suid-Afrika, en ek het daai tydjie ook baie geniet. Ek loof die Here daarvoor. 2011 is ons op pad vanaf Danielskuil, Potchefstroom toe vir die jaarlikse onder 18 rugby toernooi. Net voor Wolmaranstad, dit was net so na 6 die aand gewees, het 'n motor om 'n draai, die pad was baie besig, dit het net donker geraak, 'n motor het om die draai gekom, en hy het reguit van vooraf in ons vasgery. Kobus Nodee was een van die afrigters van die span, het die bus bestuur. Sy laaste woorde wat ek gehoor het was, kyk wat doen hierdie man, en toe tref daai motor ons reg van vooraf. Hy het so vinnig gery, en die impak was so groot, hy het daai 21-seater bus, 'n Sprinter Mercedes bus van vooraf getrek, hy is bo oor die bus. Die bandemerke van daai SUV was bo op die bus se dak afgeets en op die groot sleepwandjie wat agter die bus was. Op 'n manier het Kobus die bus regs oor die pad gekry en die bus het tot stilstand gekom. Toe ek so in die donker kyk na my regterkant, het ek gesien dat die stuurwiel van die bus sit op Kobus se bors. Hy was vasgedruk en ek sal nie sy hand vergeet wat die hele tyd so gebewe het nie. Hy moes deur geweldige pyn gegaan het. Hy is daar langs my in die bus oorlede. Kobus se pad met die Here was absoluut reg gewees. Hy het vir my skool gegee toe ek op Danielskuil self op skool was. Hy was my aardrykskundeonderwyser en hy was ook deel van die motiveringsproses later toe ek onderwys gaan studeer het. En ons het toe ek skool gehou het ons groot vriende geword. Ons het saam rugby afgerig, ons was saam betrokke by die plattelandspanne op provinsiale vlak en ek sal dit altyd koester. Kobus is oorlede en ek weet hy is by Jesus in die hemel, want sy pad met God was reg gewees. En dit is hier waar my pad met die Here begin het. Ek het baie seer gekry, ek het al reeds 22 operasieprosedure gehad. In 2014 is ek permanent uit die onderwys uit as gevolg van mediese redes. So ek het baie seer gekry. 22 operasieprosedures is al gedoen. En in 2014 as gevolg van al hierdie beserings is ek met permanente mediese verlof uit die onderwys uit gewees. Ek het vir 'n hele ruk lank plat op my rug gelê na die ongeluk. Ek dink dit was 3 maande gewees. Maar die eerste oomblik toe ek weer kon opstaan en kon beweeg, het ek vir my vrou Agatha gesê, "Maar vat my Lapa toe, ek mis die manne." Ja, die Lapa daar op Danielskuil was ons plaaslike kuierplek gewees. Ons het lekker gekuier daar, van vroegoggende tot laat in die aand, oor naweke, en daar was nie 'n dag gewees in die week, nadat ek klaar is met my onderwysverpligtinge, wat ek nie by die Lapa gaan sit en drink het nie. Black Label en brandewyn was koning in my lewe gewees. Dit was vir my, nadat ek tot bekering gekom het, het ek gedink, hoe kon ek my lewe so mors? Maar op daai stadium
was dit vir my die aanvaarbare manier en norm van leef gewees. My vrou het na die tyd vir my gesê, toe ek tot bekering gekom het, daar in 2012, het sy vir my gesê, ek het elke dag vir jou gebid. Sy het meer as 7 jaar lank vir my gebid, dat ek die Here moet ontmoet en my lewe vir hom gee. Luister gou, manne, daar is krag in die gebed van 'n vrou. Daar is krag in gebed. En luister gou hier, dames, julle wat getroud is. As jou man vir jou sê, jy kan my nie verander nie, jy het my so ontmoet, dit is wie ek is, aanvaar dit. Want dis wat ek vir my vrou gesê het. Sy het met my geraas oor die gedrinkery en die gekeiery, en dis wat ek vir haar gesê het. Dis 'n absolute leuen. Ek en jy kan verander. Ja, en dit geld nie net vir ons manne nie, dit geld vir ons vroue ook. Ons kan verander, as ons toelaat, dat die Here ons verander. September 2012. Die Here het met my begin praat in drome. In September 2012 het ek my lewe vir die Here gegee. Want ek het besef, dis nou of nooit. Die Here het met my gewerk in hierdie proses na ek seer gekry het. En ek het my lewe in September 2012 vir die Here gegee. Toe begin die Here met my praat in drome. Ek het baie drome uitlegte. Al verseker meer as 1000. En so het die Here met my begin stap, stadig maar seker. In 2018 droom ek van 'n groot tsunami wat oor Tafelberg kom. En hierdie tsunami, daai water, Tafelberg is 1000 meter hoog. Nou daai tsunami was omtrent 3 keer die hoogte van Tafelberg gewees. En hierdie water het die hele Kaapse vlaktes bedek. Ek het hier 'n omgewing van Parel by die Taalmonument gesit en in my droom het ek dit alles aanskou. En ek het in die vlaktes hierdie pragtige damme gesien met hierdie blou water gevul. En hierdie tsunami het oorgekom. Maar ook hierdie damme en so die water weer teruggetrek. En hierdie damme was baie interessant geweest. Want hulle was vol water en ewe skielik is al die damme leeg. En ek het gestap deur hierdie vallei en ek begin bid en so die damme weer vol water geword. So het dit vol water geword. En ek het wakker geskrik. En ek het vir die Here gevra, ek het opgestaan, die deurkamer toe gestap en ek het vir die Here gevra, Here, wat is die betekenis van hierdie droom? Gee vir my skrif. Onmiddellik toe ek dit vir die Here vra, toe pop Handelinge 9 vers 6 by my op. Hoor gou hier wat sê Handelinge 9 vers 6. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal ek vir jou gesê word wat jy moet doen. Dit het vir my op daai stadium nie veel beteken nie, want ek het nie geweet wat beteken dit nie. Ek het weer gaan lê en toe ek wakker word, ek doen elke dag Bybelstudie. Ons as gesin doen 2 keer op 'n dag Bybelstudie. Het ek gaan sit in die studeerkamer, ek is baie lief om in die Grieks en in die Hebreëus van die Bybel rond te krap, en ek het hierdie versie gevat, Handelinge 9 vers 6, maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Ek kom toe agter dat die Griekse woordjie vir stad hier het die betekenis, dieselfde betekenis as Mother City. Nou, waar is Mother City? Dit is Kaapstad. En toe my vrou wakker word en die oggend met Bybelstudie, Carmi was nog nie gebore nie, ek en sy in Loan, het ek vir haar vertel en ek sê, maar die Here het vir my gesê, ek moet opstaan en stad toe gaan. En ek weet nou waar is die stad, dis Kaapstad, ek meen Tafelberg. Hoe moeilik kon dit wees, maar die Here het op daai stadium my gedagtes toegemaak en ek moes eers gaan soek en dit is bevestig, dit is Kaapstad. En ek sê vir luister, die Here het met my gepraat en vir my sê, ons moet Kaapstad toe gaan, daar's 'n boodskap wat ons moet ontvang. Dit was 'n rukkie voor die September vakansie daai jaar in 2018 en ek het vir haar gesê, as die skool sluit, ry ons Kaapstad toe, daar's 'n boodskap. En ons gaan daai boodskap ontvang. Ons het gery die eerste dag van die skoolvakansie, ons het in die Kaap gekom, Kaapstad binne gery, ek het vir die Here gevra, Here asseblief waarna toe en die kant toe en daai kant toe. En ons het naderhand
deurgery Gordons Bay toe, want ons het daar oornag, en ek het vir my gesin gesê, hierdie is nie 'n vakansie nie. Ons kom om 'n boodskap van die Here te kry, dan gaan ons terug huis toe. Nou, Danielskuil is 1100 kilos van Kaapstad af, so is dit 2200 kilometer rit. Ek het my oudste seun gebel wat 'n pragtige kind van die Here is, en gesê, Tian, bid saam met my, ek moet iewers 'n boodskap gaan kry. Hy het my later teruggeskakel en gesê, papa, jy moet Hillsongs toe gaan. Daar sal vir jou boodskap wees. En ek het die volgende dag, die tweede dag, toe gaan ek Hillsongs toe. Terwyl ek daar instap, is 'n klomp trappe op na die gebou toe, was die mense by Hillsong besig met 'n program vir die jeug, en ek het so gaan staan voor die trappe en ek besluit, nee, ek gaan hier op nie. Maar, toe gebeur daar iets. Ek wou omdraai en wegstap, maar ek kon nie. En toe se ek trappe uit. Op pad soontoe het die Here vir my 3 name gegee. Die een was Phil, die ander 2 kan ek nie meer onthou nie. En ek stap in by ontvangs en ek vra die dame, hoorie, so is julle pastoor hier? En sy verwys my daarna 'n plek toe en ek vra vir wat sy naam. Sy sê vir my Phil. Toe weet ek is op die regte plek. Sy het my by huispak laat opgaan, ek het boontoe gegaan, maar hy was in Australië gewees op daai stadium en ek kom af en ek sê vir haar, luister gou, ek is nie gedrink nie, ek gebruik nie dwelms nie, ek het ophou alkohol gebruik, maar die Here het my hiernatoe gestuur om 'n boodskap te kom kry, en sy sê vir my, oom, wag gou, en sy is daar weg, sy was 'n rukkie weg, toe kom daar iemand aan met die naam van Jacques van die kerk, en ek het hom my storie vertel, en ons het saam gebid, en toe gee die Here hy vir my daai boodskap, en die boodskap was as volg gewees, ek gaan nie alles aan jou openbaar nie, ek gaan dit bietjie vir bietjie doen, tree vir tree, stappie vir stappie, want anderste gaan julle weghardloop. Dit was die boodskap wat ek moes kom kry in Kaapstad. Net daai kort sinnetjie. Ek het glad nie verstaan wat Jacques vir my gesê het nie. En ek het teruggegaan kar toe, Agatha Loon het vir my in die motor gewag en ek het ingeklim en ek het vir hulle gesê, hier is die boodskap. Die Here sê hy gaan dinge aan ons openbaar, maar hy gaan dit nie alles op een slag doen nie. Hy gaan dit bietjie vir bietjie, tree vir tree, stappie vir stappie, stukkie vir stukkie doen. Want die Here het gesê, as ek dit alles gaan openbaar, gaan julle weghardloop. Dit was die tweede dag, en ek het vir die familie gesê, kom ons gaan rustig en ons gaan geniet 'n fliek, en die volgende, die derde dag, het ons in die motor geklim, en ons het teruggery Danielskuil toe. Intussen, terwyl die Here vir my Handelinge 9 vers 6 gegee, daai selfde dag met Bybelstudie, kry ek ook van die Here af Handelinge 26 vanaf vers 16 tot 18. Maar kom op jou voete, staan regop, want hiervoor het ek aan jou verskyn, om jou aan te stel as diensknegt en getuie van dit wat jy van my gesien het, en van dit waarvoor ek nog aan jou sal verskyn. Ek sal jou red uit die volk en van die heidene na wie ek jou stuur, om hulle oë oop te maak, sodat hulle van die duisternis na die lig kan draai, en van die mag van Satan na God, en ook dat hulle deur geloof in my vergewing van sonde en 'n erfdeel saam met die geheiliges kan ontvang. Dit het vir my Handelinge 9 vers 6 bevestig daai môre toe ek gedroom het van hierdie groot tsunami in 2018. Van die oomblik wat ons die boodskap in die Kaap gekry het, het ek geweet. Dis waarna toe die Here ons gaan stuur. Nou luister gou hier. Die Here het met ons begin werk, nie net met my nie, ook met ons as gesin. En ons het begin bid van 2018 af, om dan Kaap toe verhuis. Die Here het daardie deur eers November 2023 vir ons oopgemaak. Die 4de Januarie 2024
het ons in Viliersdorp in die Weskaap geland, en toe is ons waar die Here gesê het, hy gaan ons na toe stuur. Gebed het krag. Ons het elke dag gebid en vir die Here gevra van 2018 af, Here, maak dit dan nou vir ons moontlik om te trek, maar hy het gewag tot in 2024, sodat ons op sy tyd op die regte plek moet wees. Dis wonderlik hoe die Here werk. Dit is absoluut, luister mooi, dit is absoluut die moeite werd om Jesus 'n kans in jou lewe te gee. Ag, as jy hierna luister en jou man of jou vrou luister nie, gaan haal hulle, haal jou kinders, dat hulle saamkom luister. Want die Here hou van 'n gesin. Hy het ons as gesin geroep, nie net vir my nie. Die Here is lief vir gesin, hy is lief vir jou en jou gesin. OK, ek sien ons tyd is op 25 minute, maar ek moet nog hierdie met julle deel. Hoor gou hierso. Januarie 2023. Vroeg die môre, dit was net na 3, hoor ek 'n geskarrel in die huis. Waar ons gebly het, die huis het 'n gang en ons het altyd die gang deurgesluit as ons gaan lê. En ek staan op en ek sê vir Agatha, ek gaan gou kyk, hier's iets aan die gang in die sitkamer. Toe ek die deurklop vat om die sleutel te draai, om die deur oop te sluit, toe trek die inbreker die eerste skoot af. En ek hoor hoe klap daai skoot. En hy probeer deur die deur kom. Nou moet jy weet, 22 prosedures in 'n hospitaal, penne en skroewe in my lig, nou probeer ek hierdie ou uit die gang uithou. En ek druk die gang deur toe. Ek het net begin skree en vir die Here gevra, Here red ons, Here red ons, Here red ons. Ek het nie ophou om dit te skree nie. Intussen het Agatha in die gang aangekom en sy het dieselfde gevra. Ons dogtertjie Carmen het in die gang aangekom, Luan het uit sy kamer uitgegaan. Hierdie inbreker vat sy revolver wat hy het. Hulle was min of meer 1 meter van hom af. En hy trek 2 skote op hulle af. Nou onthou, ons skree uit na die Here om hulp. Here red ons, Here help ons, Here red ons, Here help ons. Hy skiet hulle mis. Met die draai hy die revolver op my. Tussen hom en my was daar 'n liniaal lengte. En ek bly na die Here roep en ek sê, Here help, red ons Here. En hy trek die skoot op my af en ek sien die vuur uit die revolver uitkom. Toe hy klaar daai skoot getrek het, voel ek in my bors, want hy was reg op my hart gerig. Waar het hierdie ou my nou raak geskiet? En hy het my nie raak geskiet nie. En hy het weggevlug. Hy het na dit en hy het absoluut omgedraai en hy het gevlug, hy het weggehardloop. Die Here het ons beskerm. Die Here het ons gered. Die mense moes daai dag 4 lyke in die huis kom optel. Hulle het nie. Ons het in die oorwinning van Jesus gestaan. Ons het geroep na die Here om hulp en hy het ingetree en ons gehelp. Ons het 3 rondes opgetel in die huis, wat hy op my, 2 op my vrou en my kinders geskiet het, die ander een in die sitkamer. Daardie ronde wat hy op my gerig het en die sneller op my afgetrek het. Jy skiet nie 'n man op 30 cm op 'n liniaal lengte mis nie. Daardie ronde kon ons tot vandag toe nog nêrens vind nie. Gee jou lewe vir die Here. Vra die Here om in te tree in jou huwelik, met jou verhouding met jou kinders, jou werksverhouding. Vra die Here om hulp. Skree uit na die Here. Roep hom aan. Here, help. Hy het dit vir ons gedoen. Daardie dag, net na 3 in die oggend, het daar 'n groot wonderwerk in daardie huis van ons gebeur. Die Here het ons gered uit die mag van die Satan, want ons het werk om vir hom te doen, hier waar hy ons na toe gestuur het. Dit is die moeite werd om die Here aan te neem. Bely jou sondes openlik. Bely jou sondes, vat jou gesin en doen saam Bybelstudie. Dit is vervullend, dit is jou krag vir elke dag. Ek smeek jou, ons tyd is verby. Ek het hierdie getuienis baie kort gemaak, daar is soveel meer, maar ek dink die kern van die boodskap is by jou. Ons loof die Here en ons prys hom saam. Here, dankie dat u ingryp waar u kinders roep in Jesus se naam. Ja, amen. Jesus is baie lief vir jou en jou gesin. Hy sal julle help.
vra hom net. Prys die Here. Ja, amen. Dankie dat jy geluister het. Tot volgende keer. Ja, amen.